Nommer 3. Karaktereienskap nommer 3 van God wat ons moet verinnerlik, en dis lankmoedigheid. Lankmoedigheid. In Romeine 2 vers 4 lees ons, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat die Here jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Nou, die woord lankmoedigheid is die woord wat ons maar eintlik, die ou woord is lankmoedig. Wat is die nuwe woord? Geduld. Nee, iets wat ons baie keer kort. Stem julle saam? Wie van julle kort geduld? Kyk, julle sit daar en kyk op die horlosie. Hoe laat is hierdie diens nou klaar? Long suffering is die Engelse woord. Long suffering is to demonstrate patience despite difficulties, to be patient, to remain patient, to wait patiently. Nou, hierdie woord lankmoedig geduld het 'n neutrale betekenis en dis anders van toepassing op die Here as wat dit op ons is. Want die Here het nie tekortkominge nie. Die Here sit nie en wag soos ons baie keer wag nie. Wanneer is dit nou oor? Wanneer is dit nou oor? Die Here het, dis een van sy karaktereienskappe, hy is geduldig. 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit, al dink mense so nie. Dit gaan oor die wederkoms. Hy sê nee, sê Petrus, hy is met julle omdat hy wil hê dat niemand mag verlore gaan nie, hy wil hê almal moet hulle red. Nou, hoor gou mooi hoe stel Petrus dit. Hy stel dit in die negatiewe en dan stel hy dit in die positiewe. En dis vir dramatiese effek dat ek en jy moet verstaan God se hart is hierin. Hy wil nie hê iemand moet verlore gaan nie, hy wil hê almal moet hulle. Hoor julle, dis dieselfde ding van 'n ander kant af gesien. En hierdie moet ons aandag trek. Die Here is geduldig. Hy's geduldig. En weer eens wil ek teruggaan. Dalk sit jy vandag hierso en jy's op daai, jy wil die Here dien, maar jy het nog nie daai oorgawe gemaak nie. Die Here is geduldig met jou. Hy's geduldig. Hy wil hê jy moet kom. Hy wil hê jy moet kom. Dalk sit jy ver oggend aan daai ontevrede, onvervuld. Aan al die negatiewe kant. Nee, die Here is geduldig met jou, maar hy wil hê jy moet kom. Hy's positief oor jou. Hy's positief teenoor Jona. Hy was nooit hardhandig met Jona gewerk nie. Hy het altyd vir Jona daai tweede kans gegee. Kyk, so lankmoedig. Kom ons kyk. Is om geduldig te wees, nê, vanuit 'n posisie van liefde. Dis die Here. Nou, ek en jy moet mekaar waarsku. Alhoewel Jona God se hart gemis het, 2 boeke later, Nahum, 150 jaar later, het dieselfde volk, selfde stad Ninive weer teruggegaan na hulle sonde toe en hulle is vernietig. So ek en jy moet nooit God se genade en geduld misverstaan as 'n uitstel totdat ek gereed is nie. Genadetyd is 'n oproep tot bekering, maar genadetyd gaan verby. Ninive was gewaarsku 40 dae en soms kry ons nie 'n waarskuwing nie. So ek moenie met God se genade mors nie. Ek moet dit aangryp as dit daar is. So Jona het God se hart gemis. En ek dink ons het die punt nou klaar gemaak. Hy wou gehad het die Here moet geduldig wees met hom, maar hy wou nie geduldig gewees het met ander nie. En julle, dis 'n struik waarna ek trap. Ek weet nie of julle daaraan trap nie, maar dis 'n struik waarna ek trap wat ek baie keer sê, Here, gee my soveel geduld wat U met mense het soos wat U het met my. Weet julle, as die Here vir my dieselfde geduld gee vir mense as wat hy met my het, dan gaan ek nogal 'n geduldige mens wees. Wie van julle is daar? Ja, en dis wat ek vir die Here moet vra. En ek wil hê moet hierdie stelling wat ek nou gaan maak mooi hoor. En ek kan dit nie duidelik genoeg stel nie. Ek het eintlik 2 keer in my notas gehad. Ek het hom 1 keer uitgehaal want ek is bang dis te veel. Maar hierdie ding moet ek mooi verstaan. Wanneer ek die mense wie Jesus wil red, my vyande maak, dan maak ek Jesus ook in die proses my vyand. Ek herhaal dit, stadig. Wanneer ek die mense wat Jesus wil red, my vyande maak, dan maak ek in die proses Jesus ook my vyand. En dis wat Jona gedoen het. Dis nie dat God 'n vyand vir my wil wees nie, dis ek maak Jesus my vyand. God stuur vir Jona en sê, Jona, jy het 'n mooi boodskap, gaan. Hy wil nie. En wat gebeur op die einde? Hy verwyd God. En 2 keer in Jona 4 sê hy, Here, ek gaan nou maar doodgaan. Laat my maar nou nie doodgaan, dis nou klaar. Dis nou klaar. Hy beskou God self as sy vyand. En dit kan wees dat jy dalk vanoggend hier sit en jy beskou God sonder dat jy dit besef as jou vyand. Die Here is nog steeds geduldig met jou en hy wil hê jy moet kom. So Jona was so ver, hy was so naby, maar hy was ook so ver. En ek kan vanoggend hier sit en ook ver wees en naby wees terselfdertyd. Die Here roep ons terug.